Hartlike goeiedag. Vanaand om 7 uur vier ons donkernagmaal. Tydens lydenstyd hoor ons baie van wreedhede wat bose mense Jesus aangedoen het. Hulle het hom gegeesel, belaster en gespot, 'n doringkroon op sy kop gedruk en spykers deur sy beende en hande geslaan aan 'n kruis. Alhoewel dit in baie opsigte 'n somber tyd van herinnering en besinning is, herinner dit ons ook aan God se groot gawes van liefde, genade, vergifnis en verlossing. Die Hebreërskrywer gebruik juis die lydensgebeure om ons te bemoedig. Ons lees in Hebreërs 12 vers 1, laat ons die wedloop wat vir ons voorlê met volharding hardloop. Soos gister hoor ons gelowiges hardloop 'n geloofswedloop waarvoor ons volharding nodig het. Ons leef in 'n stikkende wêreld wat ons geloof ook wil stikkend maak. Maar Jesus bemoedig ons so dat vers 3 vir ons waar word. Dan sal julle nie geestelik moeg word en uitsak nie. Gister het ons op geestelik moeg word gefokus. Vandag kyk ons na die begrip uitsak. Die gevaar van geestelike uitsak bestaan. Daarom word die Hebreërs en ons bemoedig, hou hom voor oë wat so 'n vyhandige optrede van die sondaars teen hom verdra het. Vers 3. Vers 2 se woorde, die oog gefestig op Jesus, beteken mos om na die wenpaal te kyk. Vers 3 se woorde, hou hom voor oë, is amper dieselfde, maar het 'n ander betekenis. In die oorspronklike Grieks is dit twee verskillende woorde. Om Jesus voor oë te hou, is om jou inspirasie uit hom te put. Sodra ons wedloop te uitputtend is, sodat ons wil uitsak, moedig God se woord ons aan om Jesus voor oë te hou. Marathonatlete sak soms uit. Hulle kry asemhalingsprobleme wat tot asemnood lei, ook spierkrampe, miltsteek, hitteuitputting of selfs hartprobleme. Maar die meeste wat uitsak, sak egter uit omdat die motivering in hulle kop minder word as die krag in hulle spiere. Daarom maak atlete gebruik van die kuns van visualisering. Terwyl hulle hardloop, sien hulle in hulle gedagte, dit is in hulle geestesoog, hoe hulle die eindpunt bereik. Hulle visualiseer hoe hulle betyds klaarmaak en 'n medalje kry. Die Griekse woord analogizomai, dit is om voor oë te hou, kom hierop neer. Ons teks noem dat daar op 'n spesifieke aspek van Jesus gevisualiseer moet word. Hou hom voor oë, wat so 'n vyhandige optrede van die sondaars teen hom verdra het. Hy het die vyhandige optrede teen hom verdra. Ons ken ook vyhandige optrede teen ons, omdat ons gelowig is. 'n Dominee en sy vrou gaan onlangs na kerk by 'n plek in ons omgewing eet. 'n Ander groep naby hulle tafel maak hoorbare opmerkings en met handgebare en kyke sê hulle dat hulle met sulke mense, soos die dominee, eintlik niks te doen wil hê nie. Dit het die egpaar diep gekwets. Miskien ervaar jy vyhandigheid by jou werk, skool, buurt of selfs by familie. 'n Mens se natuurlike reaksie is om hulle in hulle kanon te stuur. Dan ontstaan konflik en net dan sak jy uit in die geloof wedloop wat vir jou voorlê. Visualiseer eerder Jesus. Hy het die vyhandige optrede teen hom verdra.
Kom ons bid. Dankie Here Jesus, dat U ons inspireer om soos U met verdraagsaamheid te volhard. Amen.